Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Woensdag, die 25ste Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, baie van ons lees die Bybel, maar ons verstaan nie regtig wat ons lees nie. En daarom is dit so belangrik om by groepe aan te sluit en Bybelstudie te doen en saam te gesels. En een van hierdie gedagtes is ons Bybelstudie wat ons hou maandag en dinsdag in Engels en woensdag en donderdag aande in Afrikaans op ons Bybelstudiegroep, ons WhatsApp groep. En dit verrig nogal baie inligting wat uitkom wat ons self leer, en ek leer self baie daaruit. En ek moet sê dat ons moet bietjie meer leer uit die Bybel uit. Want daar's baie mense wat nie verstaan wat hulle lees nie. En een van hierdie stories, vanmôre is ek so besig van vroeg af al en ek lees die skrifte van Elia. 'n besonderse mens, 'n besonderse profeet, maar wat ook gevlug het, omdat sy lewe in gevaar was. Want as jy die storie ken van Isabel, ons weet, ons lees ons nou in Openbaring, die 4de brief aan die 7 gemeentes, dat Isabel 'n baie gevaarlike personifikasie is in vandag se kerke. Isabel is natuurlik weer eens bedrywig. Ons sien in die gebeure met dit wat in Amerika aan die gang is met die Epstein files, dat die Baal aanbidding nog steeds lewe vandag. Dit lyk ongeskonde vir baie mense, maar dit is 'n waarheid en dit het nog nooit dood gegaan nie. Jy sien, Baal was aanbid in daardie dae van Elia, en so word hy nog steeds vandag aanbid. Dit het nog nooit uitgesterf nie. Baie mense beoefen hierdie afgodedienste, sonder dat ons dit besef het. Ons is almal in ons Bybels en ons lewe in ons eie wêreld en ons sien nie wat om ons aangaan nie. Ons weet nie wat die bedrywighede is van die bose magte nie, omdat ons net in die lig probeer bly. Maar ons gaan ten gronde aan 'n gebrek van kennis. En nou sien ons hierdie dinge gebeur ons, en ons sien selfs in ons kerke, net soos wat Openbaring die 7 briewe aan die 7 gemeentes verduidelik, sien ons dat daai waarskuwings is vandag ook gelde, want die waarskuwings teen daai gemeentes, sien ons, is die waarskuwings aan die gemeentes van vandag ook. Want ons sien hierdie bedrywighede, ons sien hierdie Isabel gees in die gemeentes vandag. Nie in almal nie, ek oordeel nie in die algemeen nie, maar dit is daar. En daar is goeie Christen mense, goeie gelowige mense, wat vasgevang is in hierdie dinge, net soos wat Israel vasgevang was onder die Baalse profete en die profete van Esra. 1 Konings 18 vertel ons dit, in vers 19 sê, stuur dan nou, laat die hele Israel Karmel, op die berg Karmel, by mekaar kom. Ook die 450 profete van Baal, 450 profete van Baal, was teenwoordig. Valse profete aan 'n valse god. En dan ook die 400 profete van Asherah, wat aan die tafel van Isabel eet. Nou, Asherah was 'n vroulike afgod gewees, wat ook gedien was, wat die mensdom gesien het as die vrou van Baal. En as jy nie weet wie Baal is nie, dit was 'n afgod, 'n gruwelike afgod, waar mense kinders geoffer het. En Elia was in daai dae vreesbevange, hy het gaan wegkruip op tye, en hy het teruggekom, en hy het hulle uitgedaag, sodat ons hier sal lees, en hy het vir hulle gesê, bou julle altare, en dan bid julle God, roep julle God, dat julle altare vuur kan bring. En hulle kon dit nie doen nie, hulle het hulle gesny, hulle het allerlei dinge probeer doen, en niks het gewerk nie, en Elia het hulle uitgelag. En dan sien ons, in vers 38, daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek, en toe die hele volk dit sien,
Dit is nou die altaar wat Elia gemaak het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Want jy sien, hulle was mislei. Hulle was verlei in die bederf in. Hulle was verlei in die sektes wat Baal gegee het. Die lekkertes van die wêreld, die lekkertes van die lewe, wat lelike dinge behels het en afgruwelike dade toegepas het en beoefen het, om die mense gelukkig te hou, om die mense genot te gee. Wat die mense bevredig het in hulle vleeslike begeertes. Afgruwelike dinge. En vandag doen die mens dit ook, sonder dat hulle besef hulle aanbid Baal. Afgruwelike dinge. Rondslapery. Swingers. Al hierdie dinge. Dit is wat die Baalse mense beoefen het. Gaan lees dit op. Vers 40 sê, maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal. Laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het al gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison, en hulle daar geslag. Luister mooi, wat is die toekoms van 'n valse profeet? Want ek sê vir jou vandag, ons het in ons dae valse profete. En hulle profeteer links en regs, hulle profeteer op sosiale media, en hulle het duisende volgelinge. Duisende volgelinge. Maar wanneer die waarheid van God gespreek word uit die woord uit, wil niemand gehoor gee nie, want hulle is nou net soos wat Israel daar was. Hulle luister eerder na die plesiere van die lewe, die lekker dinge, die guns, die afgruwelike dinge in God se oë eintlik. En mense dink, hulle het guns by die Here, maar hulle beoefen hierdie dinge. Hulle beoefen dit. Gruwelike dinge. En die mense wil nie dit hoor nie. Want dit is mos nou soos 'n swaard wat in die siel sny. Maar wat is hulle toekoms? Die dood is hulle toekoms. Elia het opgestaan. En na dit moes Elia weer gevlug het. Maar hier is 'n gedeelte, vers 43. Daarom sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitkyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom, en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jesreel. So nadat die valse profete dood is, toe sê Elia in vers 41 vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Want daar was droogte in die land as gevolg van die valse profete. As gevolg van die afgruwelike dinge wat die mense beoefen het. En wat sien ons vandag gebeur in ons wêreld? Ons sien back and close toegepas word, want daar is afgruwelike dinge in ons wêreld. Daar is afgruwelike dinge in ons tyd, wat ons mense beoefen. Want hulle volg Baal se dinge. Die reën was teruggehou. Hoe kan ons verwag daar moet seëninge kom? Hoe kan ons verwag dat goeie dinge op ons pad moet kom as ons luister na die duisternis? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, maak ons oë oop vir u woord, Here, vir die lig, sodat ons nie in die duisternis wandel nie, Here. Sodat daar nie ook by ons gebeur die afgruwelike dinge waar u ons seëninge wegneem as gevolg van die valsheid van ons mensdom nie. Hou u hand oor ons, Here, en laat die mense se harte terugkeer na u toe, in waarheid, in oproep, in beroeringe, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.